nou vra en of ons inbring die kruis wat Jesus gedra het. Kom ons weer saam bid. Here, ons wil met U praat. Want U het so baie vir ons gedoen. Daar aan die kruis. Maak ons nou stil te dink, te luister na die boodskap, en wanneer ons lees in die Bybel, dat ons sal inneem, maak ons harte oop, ons oë oop, ons gedagtes oop, om dit wat ons hoor te aanvaar, te glo, en dit ons weer sterk sal maak in ons geloof. Dankie, dankie, Here Jesus. Dankie, dankie, Hemelse Vader. Amen. Ons gaan lees uit Matteus 27. En 'n klein stukkie in Jesaja, profeet Jesaja. Die oggend, toe die priesters en die volksleiers en die skrifgeleerdes vir Jesus gevat na Pilatus. En die hofsaak het gebeur. Toe het Pilatus besef dat hy kan nie vir Jesus vrylaat nie. En besluit om oorgee om gekruisig te word. Maar voor hy gegee het vir Jesus om gekruisig te word, hy het weer probeer en gestuur dat die soldate vir Jesus slaan. En hy noem dit 'n kats. K-A-T-S, kats. Toupies en pasgemaak die ander hakke. So as hy slaan,
Ek dink nie ons kan besef hoe erg 'n paar jaar terug hulle het gemaak 'n fliek. The Passion of Christ, die lyding van Christus, waar hulle gewys het hoe erg hy geslaan het. Daardie film tref om te sien en te besef hoe erg dit was. Jesus se lyding. Toe Jesus weer terugkom, klaargeslaan, terugkom, staan, die later gedink, miskien nou, die volk sal tevrede wees vir Jesus los. Aanhou, Christus. Toe Pilatus gesê, goed, hy was held. Hy vat nie die skuld vir Jesus se dood nie. Hy het oorgegee. Daar is 'n foto waar hy geslaan het. Toe ook erg. Hulle het gesê, Jesus moet self sy kruis dra. Ander mense wat ook gekruisig is. Kruis is klaar dan. Hulle het geloop tot daar vasgestaan. Maar Jesus moes sy eie kruis dra. Die lang pad en op. Om sy rug wat verstikkend is. Erg. So erg dat halfpad met die pad Jesus kon nie meer die kruis alleen dra nie. Toe die soldate geroep vir 'n ander man, Simon van Cyrene, Simon geroep en sê, kom help vir Jesus, die kruis dra. Hulle het saam geloop tot bo die kruis. Daarbo groot spykers, hamer, geslaan, dwars,
so allemaal nagespot met Jesus. En Jesus het net stil gelei. Gelei alleen daar aan die kruis. En later, na hy lang gehang het Jezus gesê, dit is volbrengs klaar. Hy het klaar gedoen wat God die Vader gevra het. Hy moet doen. Hy het klaar nou die straf. En die lyding. En hy het nou vir ons klaar gered. Verlos. Ons skuld, sonde skuld, by gevat, daar die straf gevat, klaar, klaar. En Jesus sê toe, dis klaar, dis volbrengs klaar. Toe bid hy, Vader, ek gee vir u my gees. Gee. En is toe Jesus sterf, daardie uur was 3 uur die middag, toe hy sterf, te word donker, donker, en aardewings, en die rotse kom sorg, en die grase opgegaan, en mense wat was, dit was wat gegloe het, tot is dan lewend geword. Toe die soldate daar by die kruis sê wat gebeur, bang geword, gesê, hierdie man was waarlik die seun van God, want kyk wat gebeur, die wêreld. Discipels, alleen daar gebly, toe hulle gaan vra vir die Romeinse leiers, asseblief, kan ons vir Jesus sy liggaam afhaal, gaan begrawe. So, kruis is weg. Straf is klaar. Hoekom het Jesus homself nie gered? Hoekom het Jesus nie
wat hulle doen aan Jesus. En niks te doen nie. Dat hy verdra, dat te kyk en niks te doen nie. Ek dink, God die Vader, sy hart gee. Ek dink hy het gehuil daaroor. Maar hy was gewillig om vir Jesus so te laat ly. Want God die Vader het geweet, hy gaan vorentoe vir Jesus weer laat opstaan. Hy leef. Nou Jesus moes vir God die Vader vertrou het. Dat die Vader hom nie gaan los nie. Daar was 'n klein tydjie aan die kruis waar Jesus geroep het, Vader, hoekom het U my verlaat? Maar dit moes gebeur. Wat ons straf is, wat God ons verlaat. En ons sterf, met lyding, smart, sterf, dadelik. En Jesus het daardie straf gedra, ook vir kort tydjie, deur God die Vader gelos word. Dit was reg. En Jesus moes die Vader vertrou het. Dat die Vader hom nie daar gelos het. Maar dat die Vader hom weer sal haal. Lewe maak. En Jesus het so God die Vader vertrou. En Jesus wil vir ons ook so wys hier. Maak nie saak jy wat se probleme of swaar ek en jy as kind van God moet deur. Ons moet vertrou. God die Vader sal ons uithaal met daardie probleme, daardie swaar en daardie moeilikheid. Hy sal moeilik. Hy sal ons help. Nou hoekom moes Jesus ly? Hoekom het God die Vader nie besluit, ag, hy vergewe ons maar net. Is nie nodig dat Jesus moet sterf, moet ly nie. Nee, hy vergewe maar net. Hoekom het God nie so besluit nie? Hoekom moes Jesus ly en sterf? Om dit te weet, ons moet gaan lees in die Ou Testament. Wat het gebeur? Dit het begin in Genesis. Met Adam en Eva. Adam en Eva was die eerste mense wat sondig gedoen het. En God die Vader het gesê vir hulle, julle moet besluit of julle my wil gehoorsaam of my wil glo, of wil julle nie. En daardie boom is die toets, of hulle sal aanvaar wat God die Vader sê. Toe kom die duiwel en hy verlei Eva van Adam, eet van daardie vrugte. Maar God die Vader het gesê, as julle sonde doen, julle gaan sterf. Sterf, lyde en sterf. Want sterf is lyding. Lyding gaan saam met sterf. Sterf nie sommer net nie. Mense vandag sterf, lyding ongeluk of kanker
lyding, straf en dood. Daardie dood is gooi in die hel, in die vuur. En Jesus het dit 'n paar maal gesê in die Nuwe Testament. Dat hulle wat nie glo nie, aan ander begin verwerp. Hulle sal gegooi word buite in die duisternis, buite daar in die vuur, weg van God. En daar sal hulle pyn en lyding hê vir altyd. Dit was die straf. So om vir ons te vergewe. Iemand moet ons straf vat. Want God die Vader moet hou by sy besluit. By wat hy sê. Want as God die Vader sou besluit, ag, dit is nodig dat iemand ons straf vat nie, hy vergewe. Dan kan die duiwel ook sê, dan moet jy my ook vergewe. Nie nodig, want as hulle nie hoef te straf te kry, ek ook nie. En God die Vader het besluit, nee, Satan moet gestraf word. En alle mense wat geluister na hom en hom volg, sal ook gestraf word. Sy liefde vir ons as mense. Hy wil ons red. Jammer vir Satan, niemand kan hom red. Hy kan sy straf kry, dat sy aanhou tot die einde, as God die Vader hom finaal in die hel. Maar vir ons wil hy red. Alhoewel hy dit kan doen, as iemand moet ons straf vat. Dat plek ruil met ons. En daardie persoon wat ruil met ons, hy moet niks sonde hê. Skoon wees. Waar so mens? Daar is niemand wat geen sonde het. Almal het sonde. Daar is niemand anders met ons kan blik ruil, dat God die Vader kan sê, goed, jy is vir jou aanvaardig. En dit wys weer hoe lief God die Vader vir ons het, dat hy besluit op sy eie seun te stuur. En hoe lief het Jesus vir ons, dat hy gewillig is, te sê, ja, Vader, ek sal gaan. Ek sal die straf dra, die lyding duur. En jy onthou, die boodskap so bietjie terug, wat ek gesê het, daar in die tuin, Jesus het besef, hoe erg hierdie lyding kruisig gaan wees. En hy sê vir die disciples, ek is doodbang. En daar sê daar, dit was erg vir Jesus, hierdie lyding. Vir die straf vir sonde is lyding, pyn, is weg van God, verlaat, en die helse vuur, waar ons vir ewig werk is. Nou, alleen Jesus Christus kan ons verlos en red. God die Vader het gesê, goed,
eendag God die Vader sal sê vir daardie mense, dit is slegte mense, ek het alles gedoen vir julle, maar julle het dit verwerp. Die grootste onraad van God die Vader gaan dan werk op hulle. Echt. Maar die Vader wil hê ons moet vanoggend besef die lyding en die kruisdood van Jesus was nie maklik nie, was erg. En hy het dit gedoen vir my, vir elkeen van julle. Besef vanoggend, dink daaraan en hou vas. En wees so baie dankbaar dat jy jou hele lewe gee en hom volg. Gehoorsaam.